En so, kom praat met my asseblief. Ok, so vandag sluit ons af met 5 psalms. Vandag doen ons Psalm 150. So julle kan oopmaak by Psalm 150. Ons het by Psalm 146 begin. En die tema, herstel jou lof aan die Here. Resetting your praise. Resetting your praise. En ek dink die Here is besig met my met 'n journey net rondom reset, herstel. Herstel my hart, my gedagtes, my lofprysing. En is amper soos 'n alarm wat jy stel, jy of jou horlosie wat jy regstel, die tyd is verkeerd en ek herstel hom weer, maar dit begin in jou gedagtes. En die oomblik as jy jou gedagtes herstel, dan gaan jou leefstyl gaan aanpas by dit. En so lofprysing is 'n keuse. Dis nie opsioneel nie, dis nie 'n byproduk nie. Ons sal sien vandag. En in moeilike omstandighede help dit ons dat ons weer fokus op God, ons voorsiener. En die Israeliete wat uit Egipte uitgekom het, God se bedoeling was, kom aanbid my, ek vat julle uit Egipte uit, en kom aanbid my in die woestyn. Hulle moes eers vir God vind, as hulle God, en dan die beloofde land, die melk en honing, die oorvloed, die was 'n byproduk, dit het uitgevloei, uit aanbidding uit. Die oomblik as ons God aanbid, dan kom sy heerlikheid, sy goedheid, sy liefde, kom in elk geval na ons toe. Maar die oomblik as ons konstant hom soek, sy voorsiening soek, dan mis ons partymal om te ontdek, wat is sy karakter? Die Israeliete wat in die woestyn die vraag gevra het, die woord manna in die Hebreërs beteken, wat is dit? En die Here het nooit die vraag beantwoord nie. Maar God het hulle ingelei om hom te ontdek in die woestyn, want in die woestyn het hy voorsien. Hy het vir hulle water gegee. Hy het vir hulle kos gegee. Hulle enkels het nie geswel nie. Daar was 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, sy teenwoordigheid was die heeltyd by hulle gewees. En op die einde sê Josua, nie een van God se beloftes was onvervuld nie, almal was vervul. En soos wat hulle saam met God gewandel het hulle iets van hom beleef, sy voorsiening, sy beskerming, sy goedheid, sy getrouheid, hy as geneesheer het hulle ontdek, dat dit is wie dit is sy karakter. En die oomblik as ons God omhels, die God van alles, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, as ons hom eers soek, as ons hom vind, sê Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, ons partymal soek ons al die ander dinge, maar ons soek nie hom nie. En in sy goedheid gee hy vir ons uitkoms in ons omstandigheid. Maar soos wat ons met hom wandel, wil hy eintlik hê, ons moet hom vind. Hom soek en hom vind. En so, kom ons lees Psalm 150 vandag. En die opskrif vanoggend vir my, laat alles wat asem het, die Here prys. Okay, so, wie het almal 'n asem hier? So steek op jou hand. If you've got breath, put up your hand. So dis almal, né? Let everybody that has breath praise the Lord. Almal wat asem het, moet die Here prys. Vandag en vir altyd, en elke oomblik van jou lewe, jou eerste prioriteit. As jy asem het, jou eerste asem wat jy uitblaas, laat ons die Here loof en prys. Hy begin met 'n haleluja, hy eindig met 'n haleluja. Hierdie 5 psalms begin en eindig. So hy sê, die opskrif, laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here,
Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Vers 2, prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp, met die lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite, prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale, laat alles wat asem het, die Here prys. Prys die Here. Ek wil dit net in Engels ook lees, dan kan julle ten minste dit sommer 2 maal hoor. En met tyd as julle dit in 'n vreemde taal hoor, dan luister julle ook beter. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him for the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and lyre. Praise him with timbrel and dancing. Praise him with the strings and pipe. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. En so, dis waar ons is vandag, dis 'n oproep. Dis 'n oproep. En interessant, 13 keer word die woord hierso, net in hierdie kort psalm van 6 verse, word die woord prys die Here 13 maal gebruik. En 10 maal van die 13 is dit 'n opdrag. Dis 'n opdrag vir my en vir jou. En so, wanneer jy die psalms bestudeer, lees jy en beleef jy vreugdes en hartseer en trane en beproewing en pyne en plesier. En dis alles, dis hoekom dit so mooi is as jy psalms lees, vind jy selfs in Dawid, as jy hom raak lees, al sy pyn en lyding en sy trane, en net so vir elkeen van ons, wanneer jy deur moeilike tye gaan, die Here het altyd vir my gesê, begin net 'n psalm, begin by Psalm 1, en lees tot jy jouself raak lees, in jou omstandigheid, en die Here sal jou bemoedig, met iemand se woorde daar, of dit Dawid is, of een van die ander, wat geskryf het. En so, gebruik die psalms, ek is so lief vir die psalms, want in my moeilikste tye, kan ek 'n psalm lees, en ek kan my emosies sien, in hierdie psalms, en dan kies ek om te skuif, van emosies, na geloof, en ek begin, vanuit keuse, die Here loof en prys. En die oomblik as ek my oë terugbring van omstandigheid na hom, dan verander my perspektief. Skielik sien ek met 'n ander oog. Skielik sien ek met 'n ander perspektief. Skielik sien ek is in hemelse plekke en ek kyk vanuit oorwinning op my omstandigheid. En ek kyk af waar ek onder my omstandigheid was, is ek nou bo op my omstandigheid. Het iets verander? Heel moontlik nie. Maar my oog en my perspektief het verander. Dan begin ek anders te bid, ek begin anders te doen, ek begin anders te bid, want ek sien met 'n ander oog. En dit is wat hierdie waarhede doen. En die wonderlike van al die psalms, die inhoud van die psalms, hier eindig ons met Psalm 150, en dit eindig op 'n hoogtepunt van lofprysing. So in jou omstandigheid, kom by hierdie plek uit van hierdie hoogtepunt van lofprysing en sien hoe die Here jou perspektief verander. Sien hoe jou wanhoop verander na hoop. Sien hoe vrede verander na jou vrese verander na vreugde en vrede toe. En so, die eerste ding wat vir my uitstaan, is die fokus van aanbidding. Wat is jou fokus? Hoekom aanbid jy? Hoekom sing ons vanoggend?
Hoekom sing ons as ons by mekaar is? En jou fokus is alleenlik die Here. Punt. Uitroepteken. Ons aanbid omdat God die Here is. God is my Here en daarom is dit my fokus van aanbidding. En so vers 1a sê en vers 6b, prys die Here, prys God in sy heiligdom. Prys die Here. Dit is hom wie ons aanbid. Hy is die een wat sê, ek is God, ek is die Here, ek is Yahweh. Ek is die ene wat aan Moses verskyn het, waar ek myself aan hom voorgestel het en gesê het, I am, ek is. En daai I am is alles omgevat in sy karakter, in wie hy is. Hy is 'n God van liefde, hy is 'n God van getrouheid, hy is die almagtige, hy is alomteenwoordig, hy is alwetend. Daar's 17 plus karaktereienskappe van wie is God. En hy is dit ten alle tye 100%. Jy hoef nooit te twyfel dat wanneer God die almagtige kom in jou situasie, dat hy dit 99% of 98% sal doen nie. As hy liefde na jou toe bring, onvoorwaardelik, dan is dit altyd 100%. Hy kan nie minder liefde wees nie. Hy is 100% liefde. Hy is 100% alwetend. Hy is 100% almagtig. Hy is 100% al hierdie karaktereienskappe van wie hy is. En die oomblik as hy inbreek, insny in jou situasie, dan gee hy vir jou wat jy nodig het van hom. Dis soos 'n diamant. Jy sien ietsie van God. En hoe meer jy saam met hom wandel, hoe meer beleef jy wie is God. En jy hoef nooit weer te twyfel in wie God is nie. In ons moeilikste tye vir my en Annetjie, ons sal nooit weer twyfel dat God 'n voorsiener is nie, want ons het hom prakties, fisies beleef. En net so, as die Here jou aanraak met genesing, hoef jy nooit weer te twyfel nie, in jou situasie nie. Selfs al verstaan jy nie jou situasie nie, selfs al word jy nie genees nie, God bly God. God bly nog steeds die geneesheer. En die toets is, kan jy nog God aanbid as geneesheer, as jou liggaam nog nie genees is nie? Kan jy nog steeds daai deklarasie doen? Dit is die hoogste plek van aanbidding, wanneer jy God ten alle tye kan vertrou, selfs al verstaan, selfs al is hierdie brein van jou in die pad staan, selfs al reën dit nie, selfs al is daar nie 'n oes nie, ek verstaan nie hierdie goed nie, maar God is nog steeds God. Hy is nog steeds God van liefde. Hy is nog steeds getrou. Hy is nog steeds al hierdie goed. Kan ons hom vertrou? Want ons het iets van hom gesien en gelees en hy verander nie. Hy bly dieselfde gister, vandag en môre. Hy sê hierso, ek is 'n verbondsgod. Ek is die God van Abraham. Ek is die God van Isak. Ek is die God van Jakob. Ek is die God van Israel. Ek is jou God. Nou gaan lees jy die Ou Testament en jy sien hoe getrou God was. Nou is hy die God van Koenraad in my situasie. En alles wat ek lees, bemoedig my. Want ek sien, God verander nie. Hy kan nog steeds vir my God wees in my situasie. So hy is 'n verbondsgod. Hy het my lief. Hy sal my uitred. Hy sal my bewaar. Hy sal vir my sorg. En uiteindelik weet ek, daar's 'n dag wanneer hy kom, wanneer ek saam met hom in sy teenwoordigheid gaan wees. Ten alle tye, vir altyd, vir ewig, sal ek saam met hom wees. Dis die plek van verheerliking in sy teenwoordigheid. En hierdie nuwe verbond is nie geseël met die bloed van diereoffers nie, maar dit is geseël met die kosbare bloed van Jesus aan die kruis. En ek wil vir julle net Hebreërs 6 lees,
'n stukkie van dit, van vers 13 tot 20. Hy sê, toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, gewaarborg dat God sy woord gestand sal doen. As God 'n verbondsgod is, hy waarborg dat hy sy belofte gestand sal doen in jou lewe. Dis 'n garantie, dis 'n waarborg wat vir jou, wat na jou toe kan toe kom. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Jesus is ons veilige en onbeweeglike lewensanker. So ek vat altyd die voorbeeld van 'n boot op die see en 'n tou wat vas is of 'n ketting wat vas is en hy's geanker hier in 'n rots. En hierdie boot kan so maak met omstandighede want die water maak so die heeltyd. Jou omstandigheid beweeg die heeltyd, verander die heeltyd. Maar as iets wat jou veilig hou en dis hierdie anker wat ons anker in Jesus. En maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie. Jy weet en jy glo dat Jesus het klaar die belofte oor jou met 'n eed eengemaak en gesê, ek het die vermoë om die belofte wat ek oor jou uitgespreek het te vervul. Daarom kon Abraham in Romeine 4 kon hy sê, teen alle verwagting in het Abraham nog steeds gehoop. Teen alle hoop het Abraham gehoop. Want hy het geweet, daar was 'n belofte. En die eed was in Jesus. En so toe hierdie twee goed bymekaar kom, was Isak gebore. Uit 'n onmoontlike situasie. Abraham kon nie kinders verwek nie. Sara kon nie kinders verwek nie. Maar daar was 'n belofte. En daar was 'n eed. God, die Almagtige, het die vermoë om die belofte te vervul in jou en my se lewe vandag. So, ons fokus van aanbidding is die Here. Aanbidding gaan nie oor die aanbidder nie. Wanneer ons aanbid, soos vanoggend, gaan nie oor jou nie. Sorry vir jou, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor lekker liedjies sing nie. Sorry vir jou. Jy staan hier so omdat God is. As ons klaan kerm en piep oor liedjies, dan moet jy dadelik jou gedagtes verander. Jy is op die verkeerde plek. Jy gebruik net die woorde om God te aanbid, want hy is God. Punt. Uitroepteken. Aanbidding gaan nie oor die aanbidder nie, en sy of haar behoeftes nie. Dit gaan oor God en sy krag, sy grootheid, sy heerlikheid. En as jy jou fokus vandag kan verander, en vanuit hierdie reeks kan verander, dat in elke omstandigheid en situasie, ek loof en prys die Here nie omdat dit goed gaan of sleg gaan nie. Ek loof en prys die Here omdat God is. Okay, is julle happy met daai statement? Okay, mag dit deel word van ons denke en deel word van ons handelinge. En natuurlik, binne hierdie prentjie, ons bring beslis ons laste en ons behoeftes na Jesus toe. Hy is ons hoëpriester. Dan 1 Petrus 5:7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. So, jy mag dit doen.
Jy mag met hom praat, jy mag jou omstandigheid, jou emosies, jou bekommernisse, bring jy na God toe. Maar ons fokus is op God, nie op goed wat ons hier beleef nie. So, nommer 2, die plek van aanbidding, sal jy sien, is hemel en aarde. Op hierdie huidige oomblikke is daar aanbidding 24/7 in die hemel en op aarde. Vers 1b sê, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Nou daar's 3 hemele, dit wat jy sien en beleef op hierdie aarde is die eerste hemel, die tweede hemel is waar Satan en sy demone funksioneer, sy principalities, en die derde hemel, dis waar Paulus sê, daar was 'n man wat opgevat is na die derde hemel, en dis waar God op die troon sit. Op hierdie huidige oomblik sit Jesus op die troon, die Vader sit langs hom, en hy is op die troon, hy regeer, hy heers, en daar's aanbidding van miljarde, miljoene engele en mense, wat nou al reeds in sy teenwoordigheid is, en dit is aanbidding. So, daar is aanbidding, en al wat jy moet doen is, word deel van die koor, word deel van hierdie aanbidding, sodat ons God kan aanbid. En so, vir die Jode, was dit in die tabernakel, in die tempel, in die sinagoges, die vroeë kerk, was dit in die tempel, totdat hy verwoes is, in 70 na Christus, toe is daar nie meer 'n tempel nie. Want God wou sê, ek en jy is vandag die tempel van die Heilige Gees. So ons aanbidding is die heeltyd, 24/7. Ons gebruik 'n gebou vandag. Maar dis nie noodwendig dat daar's nie betekenis nie tot hierdie gebou nie. Die betekenis is God se teenwoordigheid. Die tabernakel het niks beteken nie, maar die teenwoordigheid in die tabernakel was dit wat die Here gebring het. In die tempel, dit was 'n groot gebou. Ja, dis die plek waar ons naartoe gegaan het, wat hulle naartoe gegaan het. Maar die groot ding was sy teenwoordigheid. Die priesters kon nie staan in die teenwoordigheid van die Here nie. Daar was 'n wolk en 'n rook wat gekom het in die tempel en hulle kon nie staan nie. En vir die vroeë kerk was dit in die bokamers gewees, dit was in privaat huise gewees, selfs in die sinagoges, en toe hulle vervolg is, toe hulle weghardloop, was dit grotte gewees. En hulle het partymal in plekke bymekaar gekom waar hulle begrafniskamers was eintlik 'n kamer gewees soos wat wie was opgewek gewees? Lazarus, grotte gewees, en so dis waar hulle partymal net die enige plek waar hulle weggekruip het en waar hulle kon bymekaar kom, dis waar hulle was. En dis vir Dawid was dit in die woestyn gewees. Dit was nie in die tempel gewees in Jerusalem nie. Hy het weggehardloop vir Saul. En so waar jy is die tempel en jy kan aanbid 24/7. En dis die mooi. En vir ons vandag in die Nuwe Testament, daar's 2 goed wat die Here vra. Die een is die kreatiwiteit van 1 Korintiërs 12, dink ek 26, hy sê, as julle by mekaar kom, bring 'n woord, bring 'n lofprysing, bring iets, en dra by. Dis nie aktief, passief, ek sit vanoggend en ek wil 'n boodskap ontvang nie. Nee, almal moet aktief betrokke wees vandag. En daar's plek vir 'n woord van bemoediging en lofprysing en. Al hierdie goed, bring ons saam, want dis een gees. En die tweede ding wat hy sê van byeenkomste is Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So die Here vra net 2 goed. Hy sê, wees gelei deur die Gees wanneer julle by mekaar kom, en dan die tweede ding, moenie die samekomste van die gemeente, moenie wegbly van dit wat julle moet saam doen nie. So ek wil julle aanmoedig vanuit die woord, moenie sommer net op 'n Sondagoggend wegbly as jy hier is nie. Ek weet, baie maal is almal weg en
op ander plekke. Net by the way, Jorie en Lizette bedien vanoggend by Mike's in Vredefort, so hulle bedien daarso vanoggend. En al die ander mense, dit sal goed wees as ons weekliks selgroepe, ons wil volgende jaar weer aangaan met ons selgroepe, dieper bou met ons selgroepe. Dit is die goed wat die Here sê, kom by mekaar. Gemeenskap van gelowiges is die plek waar ons mekaar bemoedig, mekaar stig, mekaar oplig, vir mekaar lief hê, vir mekaar bid, mekaar omsien. Moenie sommer net wegbly. Moenie net elke 3 maande kom nie. Dat is wie hy vir jou moet vra, wat is jou naam nie? Dis nie familie wees nie. VVG is 'n familie. Dis nie 'n kerk nie. Julle hoor? VVG is 'n familie. Ons sien om na mekaar, ons is lief vir mekaar. Ons wil 'n deel wees van mekaar se lewens. En partymal as ons mekaar seermaak, dan kan ons mekaar vergewe. Want Jesus het dit klaar aan die kruis vir ons gedoen. En so hier is die plek waar ons mekaar gaan skuur, sodat ons opgebou kan word en kan groei. Dis die plek waar Koenraad verantwoordbaar is teenoor julle en julle teenoor Koenraad. Ek staan onder gesag. Ek staan onder 'n VVG gesag. Ek staan onder julle gesag. Ek staan onder 'n groter prentjie van FMI gesag. Ek kan nie 'n klomp nonsens praat nie. Dis nie my plek nie. Ek is accountable tot julle. Julle kan kyk na my lewe, hoe ek en Annetjie leef. Julle het die vrye reg om na my toe te kom en te sê, dit wat jy doen is verkeerd. En net so spreek ons in mekaar se lewens en ons help mekaar, sodat ons kan groei tot volwassenheid. Dis die prentjie van die kerk vandag. So ek moedig julle aan. Die plek van aanbidding, dis jy persoonlik, maar is iets van, wanneer ons by mekaar kom, is daar 'n corporate anointing. Wanneer 100 mense die Here aanbid en loof en prys, is daar iets anderster, as waar net ek alleen in my binnekamer die Here loof en prys. Daar's 'n prentjie wat Stel vir ons gestuur het, ek wil hom sommer net gou lees. Ek het hom al bietjie gedeel. Dis nou, ek dink Vrydagoggend het sy net 'n prentjie gesien van VVG. Stel Estreisen. Sy sê, daar is vlamme op die kerk se dak. Dan gaan dit by die vensters in en dit begin om die mense draai wat met hulle hande in die lug staan. Dit lyk soos klein tornado's om elkeen. Die Here het 'n belofte vir ons hier in VVG. Hy wil sy gees meer uitstort oor ons. So hou aan indruk, hou aan posisioneer. Die Here wil iets groots met ons doen. Die Here is nog nie klaar met ons nie. En dan die tema van aanbidding is God se dade, God se grootheid. God's acts and his attributes. Dis ons tema. Wanneer ons aanbid, vers 2 sê, prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Sy dade, sy grootheid. Dit is wat ons sien. Die Ou Testament, as jy die Ou Testament lees, wat lees jy? Jy lees sy magtige dade. Jy kyk na die uittog van Israel. Wat lees jy? Die Rooi See het oopgegaan, die pla, die water uit die rots, die manna, die kwartels, die oorloë, God se hand wat gekom het, as Moses sy arms opgehou het. Jy sien vir Jerigo, se mure wat val. Jy sien God se magtige dade. Jy sien God se grootheid, wanneer jy die Ou Testament fisies lees. En die 4 evangelies lees jy, en jy sien God deur Jesus, die wonderwerke, die koninkryk van God wat fisies kom. Jy sien mense genees, jy sien blindes se oë oopgaan, jy sien dowes se ore oopgaan, jy sien
mense wat beset is met demone. Jy sien mense wat dood is, wat die Here opwek. Jy sien fisies God se kragtige dade en jy sien sy grootheid. En dit gee vir ons, dit stuur geloof in jou hart, sodat wanneer ons vandag vir genesing bid, dan het ons dit al gelees, en al wat ons sê, Here, U het klaar daar genees, kom doen dit weer. As U 'n blinde oog daar oopmaak, kan U in 2024 'n blinde oog oopmaak. As U daar kanker genees het, kan U dit vandag doen. Jy sien, kom doen dit weer, Here. Dit wat ek lees, kom doen dit weer. Dit wat ek in Matteus lees, kom doen dit weer. En in Handelinge en in Paulus se briewe, lees jy hoeveel wonderwerke wat deur Paulus gedoen is en deur die apostels, deur die Heilige Gees se magtige dade. So hier in die Ou Testament, God die Vader demonstreer magtige dade, Jesus demonstreer magtige dade, die boek van Handelinge demonstreer, die apostels saam met die Heilige Gees demonstreer God se magtige dade en sy grootheid. En so hierdie dade, die blinde man wat sy oë wat oopgaan, openbaar God se goedheid. God is goed, 100%. Hy kan nie anderster nie. Hy kan nie mense siek maak nie, want hy is 'n geneesheer. Hy is altyd goed. Hy is altyd goed. So, hy vat jou negatiewe situasie, Romeine 8:28, God werk ten goeie. Hy vat negatiewe omstandigheid en hy verander dit in die goeie, want hy is 'n goeie God. Hy kan nie teen sy karakter gaan nie. Selfs vir Josef, wat in die put beland het, nie omdat God dit gedoen het nie, dit is sy broers gewees, want hulle was jaloers op hom. En op die einde, in Genesis, sê Josef self, hy sê, what the enemy intended for harm, God intended for good. God intended for good. Hoekom? Want hy is 'n goeie God. Hy kan nie verander nie. Dis nie sy karakter nie. En so, hierdie is God se magtige dade en sy grootheid nog steeds beskikbaar in 2024. In hierdie seisoen, ons vertrou hom vir reën, ons vertrou hom vir 'n perfekte plantseisoen, ons vertrou hom vir 'n perfekte oes. Hoekom? Wel, as ek my Bybel lees, dan staan dit daar. Hoekom twyfel? Ek kan nie twyfel nie, want God se woorde staan in die Bybel en hy is dieselfde God, gister, vandag en môre. En ek dink ons moet, ek sien ons getuienisse raak al minder weer. Israel het op kalender feeste gedoen, en op daai feeste het hulle stories vertel, en hulle het vir mekaar herinner, dis wat God gedoen het. Hy het die Rooi See oopgemaak, hy het vir ons water uit die klip uitgegee, hy het vir ons kos gegee, hy het vir ons die wolkkolom en die vuurkolom gegee. Ons moet die stories vertel. Want as ons ophou stories vertel, gaan ons kinders se kinders, soos in die boek van Rigters, nie weet wie is God nie. En elkeen gaan sy eie ding doen. 3 geslagte, toe weet daai klomp in Rigters, gaan lees die eerste paar hoofstukke van Rigters, toe weet hulle nie meer van die God van Moses nie, wat die wonderwerke gedoen het nie. Ons moet oorvertel. Ons mag nie stil bly nie. Ons moet ons kinders vertel, ons moet ons kleinkinders vertel, ons moet die volgende geslagte vertel, van wie is God werklik. Is nie die godsdienstige God in die hemel nie. Hy is my Abba Vader, hy is my pa in my situasie, hy doen wonderwerke, al doen dit klein wonderwerke en groot wonderwerke, hy dra ons deur, en ek moet daarvan getuig. Ons mag nie stil bly nie. Mag nie stil bly nie. En wanneer ons hierdie lewendige verhouding met God het, en wanneer ek verlief is op Jesus, of nog steeds lief is vir Jesus, gaan aanbidding, jette, nou moet ons alweer sing. Nee, dit gaan nooit so wees nie. Dit gaan nooit 'n vervelige spul wees nie, want elke keer, as die engele om die troon sê heilig,
en iets skuif en hy sê weer heilig, dan sien hy weer 'n ander dimensie van wie is God. Jy hoef nooit verveeld te wees met aanbidding nie, want elke keer as jy saam met God wandel, sien jy 'n ander dimensie van wie God is, en dan moet jy weer opnuut kan aanbid, want iets vars het vandag weer oopgebreek vir jou. Môre is daar weer iets nuuts wat die Here vir jou wys, en dan aanbid jy hom, want jy het iets anderster gesien van wie God is. Die dag as jy ophou om hierdie goed vars te beleef, gaan jy sukkel om te aanbid. Gaan vind weer jou eerste liefde. Gaan vind hom weer. Gaan vind jou liefde weer vir God. Dan sal jy sien hoe verander jou aanbidding. Dan gaan 1 uur se aanbidding nie moeilik wees nie. Dan gaan 2 ure se aanbidding nie moeilik wees nie. Dan gaan dit 'n leefstyl van aanbidding wees en dit gaan nie moeilik wees nie, want iets binne borrel op. Iets binne gebeur van aanbidding en dit kom uit. Al wat ons doen op 'n Sondag is daar 'n overflow van aanbidding wat hier binne is. En as dit droog is hier binne, dan moet ons elkeen gaan sien, hoekom is dit droog hier binne? Hoekom kan ons nie aanbid nie? Gaan vind weer jou eerste liefde. Gaan begin weer die Here loof en prys op wat het God gedoen. En dis wat ons volgende Sondag wil doen. Ons wil weer op die plek kom van danksegging, 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 danksegging. Here, dankie. Is daar een ding vandag wat jy vir die Here kan dankie sê? As jy nie eens een ding kan vind nie, is jy in die moeilikheid. Begin sommer net en te sê, dankie Here, ek leef, ek het asem wat inkom en uitgaan. Ek leef vandag, dankie Here. Vind 1 of 2 of 3 goed, waarvoor jy elke oggend as jy jou oogies oopmaak, thank you Lord, thank you Lord. En dan sal jy sien, die laaste 3 verse, prys hom met al wat 'n instrument is. Prys hom met tamboerijn, met koordanse, met ramshoring, met harp en lier. Ons het vandag keyboard en dromme en alles hier beskikbaar. En dit gaan oor vrye kreatiwiteit. As ek in Zambia gaan, het hulle so groot drom, hulle sit op die drom en die gitaar is so wat hulle self gemaak het. Hulle dromme wat hulle self gemaak het. Hulle het instrumente wat hulle fisies self gemaak het. En meeste van hulle het niks, maar hulle het hulle stemme. En is die hoogste aanbidding is jou stem. Het jy geweet, jy het 'n unieke stem. Jy het 'n unieke klank. En die oomblik as jy spesifiek net Jesus sê, of Jesus sing, is daar iets van 'n dinamika wat saamkom met al die ander stemme wat tot God kom, tot sy troon. As jy stil bly, dan is hierdie prentjie nie volledig nie. Net soos wat jou vingerafdruk, net soos wat jou oogafdruk, net soos wat jou voetafdruk uniek is, so het jy 'n unieke stem om God te loof en prys. Jy is geskape om te aanbid. Jy het 'n stem om die Here te aanbid. Skeef of krom, dit maak nie saak nie. Dit kom mooi uit in die hemel, by God. Doen dit net met die regte gesindheid en sien hoe net jou een woordjie van wat skeef uitkom. As jy sê, ek kan nie sing nie, jy hoef nie te sing nie. Doen net, laat jou unieke klank uitkom voor God, elke dag. En so, jou stem is die mees perfekte musiekblyspel instrument, waarmee jy geskape is en ek geskape is. En natuurlik sit musiekinstrumente by, dis 'n bonus. En ek wil jou aanmoedig, soos vanoggend, was daar tye van stilte gewees. Moenie sit en wonder nie, moenie wag vir die woorde nie, hou aan loof en prys. Ons is bevoorreg, ons het woorde hiervoor, ons is bevoorreg, ons het musiekinstrumente, maar die oomblik as hierdie klank stil word, kan jy nog aangaan met aanbidding. Dis die toets, want jou aanbidding is reeds hier binne. Release dit wat hier binne is. OK? Dis jou stem, jou aanbidding. Ons word begelei, maar hierdie musiekspan is nie ons fokus nie. Jou fokus is God. En so, hou aan, moenie stil bly nie. Moenie wag vir woorde nie. As jy die woorde ken nie,
la. Laat jou klank net uitkom. Maak jy oor toe as jy sukkel. Fokus op God. Moenie selfbewus wees nie. Moenie worry oor die mense nie. Moenie dat die mense belangriker word vir jou as God homself nie. So as jy sukkel, as jy mensbewus is, maak jou oogies toe. En dan bid die Here. Met jou hart, met jou stem, met jou klank. So ons fokus, ek wil die musiekspan net weer opnooi asseblief. Ons gaan een liedjie net gebruik, ons gaan weer loof en prys. En ek wil hê jy moet hom gaan oefen hom. En as jy weer huis toe gaan oefen. Begin die rivier van lewende water losmaak hier binne in jou. Okay, partymal is 'n fonteintjie mos bietjie verstop, né? Dan vat jy jou vinger en dan krap jy net so bietjie daarso, maak die modder bietjie uit die pad uit en laat die oogie net weer mooi vloei, né? En so laat toe dat die oogie van hierdie fontein van jou wat alreeds hier is, want jy's 'n Christen en jy's 'n tempel, jy het die Heilige Gees en Johannes 7 sê riviere van lewende water hier binne in jou. Glo jy dit? Jy het 'n rivier van lewende water. Wat jy spreek lewe of jy kan dood spreek. Jy kan voorspoed spreek, jy kan teenspoed spreek, jy kan genesing spreek, want die Gees is in jou. En so gaan oefen dit, gaan doen dit. En partymal weet ek as ek dit begin doen, dan begin die rivier vol word. En dan kom hy uit my mond uit, want die overflow, die meer as, kom by my mond uit, van dit. As dit hier droog gaan, kom daar niks uit hier nie. Dit moet hier binne begin. Laat die Here die rivier. En hoe begin die rivier? Johannes 7 sê, op die laaste dag van die fees, staan Jesus op, hy sê, as julle dors is, as julle honger is, kom na my toe en drink. Drink in die Gees. Heilige Gees, kom vul my weer opnuut. Kom maak hierdie rivier 'n rivier van lewende water hier binne. En mag daai rivier uitkom. Kyk bietjie na jou fokus in jou omstandigheid. Op wie fokus jy? Is jy so gefokus op die omstandigheid? En baie maal moet ons fokus terugbring. Here, vergewe my. Ek fokus op al die ding goed hier om my. Ek wil op U fokus. So jou fokus en jou eerste prioriteit is om God te aanbid, om God te loof en prys. Selfs in omstandigheid, al verstaan jy nie, dis 'n keuse, dis 'n opdrag. Laat almal wat asem het, die Here loof en prys. Laat almal wat asem het, die Here loof en prys. En so, kom ons staan, dan gaan ons dit doen wat ons nou geleer het.